Goeienaand en welkom weer by PPK Delma se Woensdaande Bybelbespreking. Ja, Henry, ons is weer terug en ons gaan aan met die reeks oor die vrug van die Gees. Ja, ons is nou trek al by deel 4 sien ek. Ja, ons vorder daarom. En jy het gedink ons gaan vinnig deur die reeks gaan. Nee, ek sien stadig maar seker wen ons die beker. O ja, soos 'n cheetah, treetjie vir treetjie. Okay, ten minste wen ons so. Okay. Ja, Henry, ek dink ons gesels vanaand eintlik oor 'n baie lekker onderwerp, né? Ja nee, ons gesels oor vriendelikheid vanaand. Ja, en ons is juist so vriendelik vanaand, né? Is net jammer die dames is nie so vriendelik om vir ons koffie te gee nie, né? Ja nee, dis Kyk, hoekom die moet ek bietjie maar wat hieroor is, né? Ja, wat moet 'n man sê? ek moes vir myself gaan koeldrank ingooi het, maar vrug van die Gees kom na vore, ek's nog steeds vriendelik. Ja. Ek het 'n smile op my gesig. Laasweek Woensdag toe ek hierso sit, het ek rondgehardloop om water bymekaar te maak en ek het gesien vandag kom al water in die krane in, so ek is al die pad vriendelik en dankbaar. En ons het juist gepraat verlede week oor die mooi onderwerpie geduld, né? En ek dink ons ou dorpie is hierdie week getoets deur daai woord geduld. Ja nee, definitief, maar ons het dit gemaak, ons is Amen. hier, ons is daar deur. Daar's hy. So, wat gaan pastoor ons vertel van vriendelikheid? O, nou moet ek sommer in die diep kant in begin. Weet jy, Henry, vriendelikheid is vir my, en ek wil dit beskryf soos, as jy kos maak, en jy sit nie sout by nie, dan is daar geen smaak daar nie, daar's geen aantrekkingskrag aan dit nie. En dis hoe vriendelikheid vir my en jou as kind van God moet wees. Vriendelikheid is daar die aantrekkingskrag, daai aanknopingspunt wat jy kan hê met die wêreld daar buite, om hulle te kan vertel van wie God is. Ja. En die hartseer is, gaan kyk maar net as mense by die eredienste opdag. Hoekom moet 'n kind van God altyd so morbied lyk? Hoekom moet hy so, ek wil amper sê, 'n Christelike gesiggie opsit, om te sê, o, ek is nou prim en proper. Weet jy, kan jy nie net maar jouself wees in die vriendelikheid van God uit jou uit laat uitstraal nie? Ja nee, absoluut pastoor. Maar op die einde van die dag, nee, dink ek, mense gaan nou nie hou waarvan ek gaan sê nie, maar op die einde van die dag, wys dit net vir ons jou geestelike volwassenheid. Dis so waar wat jy daar sê, Henry. Want is daai vriendelikheid nie, hier moet ek nou duidelik sê, nie aangeplakte vriendelikheid, want jy kry van daai mense wat 'n aangeplakte vriendelikheid. Kyk, jy kom sommer so aangehardklip en jy wil amper so op die, nee, hier praat ek van 'n natuurlike vriendelikheid wat deur die vrug van die Gees geopenbaar word. Amen. En ek dink baie keer mis ons doel as kind van God. Ja. Want ons het nie meer daar die vriendelikheid in ons wat die aantrekkingskrag vir die wêreld buite moet wees nie. Want ons het hierdie maskers, en dis een ding wat ek altyd in die gemeente sê, is kom ons haal net die maskers af, en wees jouself. As jy sê, jy is 'n wedergebore kind van God, moet natuurlik die vrug van uit jou uitkom. Jy moenie jouself dwing om die vrug vorendag te bring nie. Ja. Dit moet spontaan uit jou uitkom, en dit is hoe die vriendelikheid moet wees. Dit moet nie 'n aangeplakte vriendelikheid wees nie. Ja, nee, absoluut, ek dink, mense moet een ding besef, die vriendelikheid en al die vrugte waarvan ons praat, oor hierdie reeks, moet hulle besef, dit is nie dis wat pastoor sê, 'n aangeplakte vrug of vriendelikheid nie, dit moet absoluut wees wat uit die Gees uitkom, jy kan dit nie uit jouself uit werk nie, as jy dit uit jouself uit werk, gaan dit aangeplak wees, jy gaan vriendelik wees tot jy in die kerk kom en iemand sit op jou sitplek en dan is jy nie meer vriendelik nie. Yes, en dis so waar, Henry, en ons sing 'n liedjie om te wil wees soos Jesus. Ja. Nou, ek vra altyd vir mense, wat en hoe sien jy Jesus? Jesus was 'n baie beginselvaste persoon gewees, en die vrug van die Gees het natuurlik uit hom uit voortgevloei en goed, en een van sy gesindhede was die vriendelikheid. Kom ons vat my die put, waar die, wat is daai dame nou weer, Samaritaanse vrou was. Ja, ja. En hy het met vriendelikheid na toe gegaan. Hy het nie gekom met enige voorberagte dade of enige iets nie. Hy het daai vriendelikheid uitgestraal, en ek dink dit is wat daar ook nader aan hom laat beweeg het, en wat daar ook die vrede gegee het, om te weet sy is in die teenwoordigheid van 'n heilige. Ja, nee, absoluut, pastoor.
Jesus sal altyd ons perfekte voorbeeld wees as dit by hierdie goed kom. Ja, daarom sê Paulus van ons in Filippense 2 vers 5, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Jesus Christus was. En dit is waarin ons gekenmerk word, Hendrie, in daai vrug. Watter vrug straal uit jou uit? Is dit die vrug van God, Jesus Christus en die Heilige Gees, of hou ons nog vas aan ons aardse gesindhede? Ja nee, dit is so, pastoor. Dit is interessant, dit laat my juist dink aan 'n stuk wat ek werk in die Bybel. Op die einde van die dag moet ons na die Gees wandel en nie na die vlees nie. Amen. En dit is een ding waarna Jesus ons oproep, is om 'n vriendelike gesindheid teenoor mense te wil openbaar. En ek dink, ons moet regtig daaraan werk om die regte gesindheid na buite te straal. En ek kan met reg sê, dis seker ook om baie mense sê, ons is valse Christene en hulle wil nie Christene wees nie, want hierdie maskers wat ons dra en dit wat ons baie keer voorgee ons is wat ons in werklikheid nie is nie. As jy werklik 'n wedergebore kind van God is, sal daardie vrug natuurlik uit jou uit voortgaan. Absoluut. Daar sê, onthou dat vriendelikheid nie 'n leksheid is nie, maar 'n morele, geestelike ervaring en ontmoeting en wat ons moet uitstraal na buite. Om vriendelik in ander belang te stel en seker te maak dat hy daardie vriendelikheid in sy gees ook voel. Ja. En ek dink aan 'n verhaaltjie van die besigheidsman. Hy kom by die dokter en hy sê vir die dokter, "Jesus, weet jy wat? Hy voel dat hy bedruk is en hy voel dat hy nie aan die gang kon kom nie. Hy voel daar's iets fout." En die dokter kyk hom so en die dokter sê vir hom, "Weet jy wat? Gaan doen een vriendelike daad teenoor 'n persoon vandag. Dis al wat ek vir jou moet sê." En hy kyk die dokter so en hy dink toe by homself, "Oké, hy wil my nie pille gee nie, want deesdae is dit mos nou vir elke probleem, elke kwal is 'n ou pilletjie wat in ons keelgat afgedruk word." Ja. En hy besluit, alright, hy gaan dit doen en hy stap toe na die treinstasie toe. Dis toe hy aangestap kom, sien jy daar sit 'n bejaarde dame en sy huil. Maar die kind sien is 'n hartseer en hy sê maar, en hy stap nader en hy sê, "Mevrou, kan ek help?" Sy sê vir hom, "Ja, weet jy wat, my dogter moes my hier kom optel het. En sy het nie." Hy sê, "Maar mevrou, kom bel jy haar nie?" Sy sê, "Die papiertjie waarop haar nommer geskryf is, het ek verloor, so ek kan haar nie eers skakel om te sê ek is hier op die treinstasie nie. En dit raak laat en is koud en is reënerig." Hy sê, "Mevrou, wat's afvan?" En hy gaan toe in die telefoongids, daai tyd, julle ken die hele pages nie, en dan slaan jy so na of die register, en hy kry haar, en hy kry toe haar adres. En hy sê met, "Tannie, moenie bekommerd wees nie." En hy vat haar, en hy gaan laai haar by die huis af. En toe hulle mekaar daar sien, is dit daardie omhelsing van vreugde, liefde, omgee, alles. En hy ry terug huis toe en hy bel die dokter en hy sê, "Weet jy wat, vandag is ek werklik weer gesond, want sy siel het gesond geraak, want hy het in vriendelikheid en in liefde opgetree." En dis baie keer wat ek sê, ons gees is siek, daarom kan ons nie die werklike vrug uitdra nie. Ja. En wanneer ons werklik geestelik gesond word, kom hierdie vriendelikheid, die res van die vrug so, ek wil amper sê so spontaan uit ons uit. Dan ja, absoluut, pastoor. Ja, ek dink dit is baie belangrik wat pastoor sê, laat ons. Ek dink as 'n mens nie geestelik gesond is nie, gaan jy probleme met hierdie goeders. Ek dink 'n probleme met baie goed. Dit is een van jou beginpunte as jy tot bekering kom, is daai herstelproses wat die Here jou weer heel maak en met jou werk en die Heilige Gees jou lei en met jou praat. Ag, meneer Hendrie, jy weet jouself, baie keer kom 'n ouma in situasies en jy voel die lewe druk my vas. Nou baie keer gaan ek en ek sit my musiek aan of as ek in die kar en ek sit my geestelik en ek begin sing in die volgende oomblik dan begin jy mense groet en baie mense dink hierdie ou in hierdie kar is nie lekker nie want hy gaan en sy hande gaan op en weet al die dinge in. Op 'n oomblik sien jy die mense kyk en dan asof hulle gesigtig begin verander. En weet jy wat, dis nie lank en dan voel jy, maar hier's iets anders in my. Hier's iets wat net uit my uitstraal. En dit is hoe ons
daardie vriendelikheid, daardie vrug van vriendelikheid moet gebruik, sodat mense God deur ons kan sien. En dit is wat die aantrekkingskrag moet wees. Nie 'n morbied, ek weet nie, baie keer aangeplakte Christen nie. Ek meen, oom Steven is seker een van die grootste voorbeelde as hy die gemeente instap. Kyk, hy maak seker almal groet hom, hoor. En daardie vriendelikheid is nie 'n aangeplakte vriendelikheid wat hy, dis eintlik 'n vriendelikheid wat die ander mense in die gemeente na hom toe aantrek. Dit is daai aantrekkingskrag van vriendelikheid. Ja, is absoluut waar, pastoor. Kom ek vra pastoor 'n bietjie 'n vraag oor hierdie hele storie. Jy gaan ons alweer in 'n ander rigting. Nee, dit kom nou by my op, want dis iets wat met my gebeur het vandag. Dink pastoor, soos die vrug van die Gees, nê, kom deur die Heilige Gees, maar jy moet die keuse maak om deur die Gees gelei te word. So met ander woorde moet jy daai keuse maak om of jy daai vrug na vore gaan laat kom of nie gaan laat kom, nê. Hendrik, ek dink dit is soos enigiets van die vrug van die Gees. Ek en jy moet daai keuse maak. En daardie keuse het ons gemaak die dag toe ons gesê het, ons wil wedergebore kinders van God wees. Nou ek kan nou nog steeds sê keuse. Ek kan morbied wees of ek kan vriendelik wees. Alles het 'n keuse in die lewe. Dis net soos wanneer ek en jy gepraat het oor geduld. Geduld is een van daai ding, jy kan kies om frustreerd te word, kwaad te word, of jy kan kies om te sê ek sit bietjie terug, ek sal oor 'n paar minute teruggaan. Dis jou keuse om dit te wil hê. Ja, dit is so, kom ek so sê, soos vandag wat ek op pad werk toe was vanoggend. Nou, sou mos maar op die pad, en die paaie is nie baie mooi. En die taksies, nee. En so, maar nou is ek in 'n goeie by, want soos pastoor luister ek, baie oggende luister ek na die Bybel, of ek luister Christelike musiek. En as jy mos maar in 'n goeie by daarso, en hierdie een ou kyk hierso, hy ry verskriklik onverskillig. En ek wou eers so dink, en ek gaan nou kwaad raak vir die persoon, sê ek nee, ek gaan nie laat hierdie ou my vreugde vandag kom steel nie. Dit moet ons moet waak daarteen, en ek dink dit is baie waar kinders van God val, is, yes, jy so opgewoon, jy klim by die werk uit, en onmiddellik sien jy hierdie ou met al sy probleme aangestap kom, en jy wil sommer net so omdraai en wegloop, en sê, weet, ek wil jy nie vandag sien nie, maar dit is nie wat ons moet doen nie. Ons moet daai vriendelikheid om met liefde behandel, sodat hy môre dalk 'n ander gesindheid kan openbaar. Ja, definitief. Ek dink dit is baie belangrik. Ek dink is wat mense ook moet besef. Ons elkeen het daai keuse, elke dag van elke oomblik, gaan ons die Heilige Gees volg of gaan ons eie vleeslike begeertes volg? En Henry Drummond het die volgende geskryf, en ek wil dit aanhaal. Hy sê die grootste ding wat 'n mens vir sy hemelse Vader kan doen, is om vriendelik te wees teenoor een van sy kinders. Is dit nie baie mooi opgesom nie? Ja, baie mooi. Om vriendelik te wees teenoor ander Christene en teenoor die wêreld daar buite. Hoekom? Sodat ons God verheerlik en dat daai persoon kan sien. En daai begeerte in sy harte wil kry. Dit wat daai persoon het, wil ek ook hê. En weet jy, daar's 'n groot onderskeid, soos ons nou gesê het, tussen die plat, aangeplakte vriendelikheid en die werklike vriendelikheid wat deur die Heilige Gees voortgebring word. Absoluut, pastoor. En 'n ding wat ek ook nou aan dink, daai selfde vriendelikheid het ek deurgetrek na Spreuke 15 toe, nê. Vers 1 wat my laat dink het. Daai vriendelikheid van jou want Spreuke 15 vers 1 sê, dat 'n sagte woord keer die grimmigheid af. En dit het my laat dink, baie keer as jy in 'n moeilike situasie is, as jy by die werk is en jou baas is dalk ongeskik met jou, of jou huweliksmaat is dalk ongeskik met jou, of wat ook al. As 'n mens met 'n sagmoedige woord, kan konflik verminder, en dit kan selfs vrede bring in daai situasie, net omdat jy vriendelik optree, omdat jy nie beïnvloed word deur hulle gedrag en negativiteit nie, en jy bly vriendelik, en jy gaan nie op daai vlak dat jy ook geïrriteerd raak nie, spaar dit ook soveel vrede in jou lewe, en ook in ander mense se lewe, en dan soos wat pastoor nou gesê het, beeld dit weer Jesus Christus uit aan hulle, wat hulle daai begeerte het om soos jy te wil wees. En weet jy, vriendelikheid is vir my ook, dit ontlont sekere situasies, in sekere situasies waar daar nou probleme kan wees, en hier kom jy met die regte gesindheid, ontlont jy daardie probleem. Absoluut, pastoor. Nee, ek dink dit kan baie situasies ontlont en 'n positiewe atmosfeer skep. Ek dink selfs in jou huis
as jy jou vrou bietjie omgekrap is, hulle sê mos, as die vrou omgekrap is die hele huis omgekrap. Ja. So, selfs daarso, as jy bietjie vriendelikheid toon teenoor jou huweliksmaat, dan gaan dinge ook in jou huwelik beter. Ja, ek begin gewoonlik teen Vrydag sodat ek vriendelik kan wees om Saterdag te gaan hengel. Pastoor bietjie raad gee, begin al so op Donderdag. Okay, so werk dit vir jou. Daar sê Henry. Gaan ons aan na die volgende puntjie toe, Henry. Ja, ons kan maar aanbeweeg. Na goedheid toe. Goedhartigheid, né? Henry, maar nou gaan ek jou in die diep kant gooi hierso, laat jy begin. Okay. Ek het hierso gesê, goedheid is meer as net vriendelik wees. Dit behels morele integriteit en die neiging om goed te doen teenoor ander, selfs wanneer dit nie verdien word, né? Amen. Amen. Nou ek wil gou ietsie sê en ek dink baie min mense weet dit van die vrug van die Gees. En die vrug van die Gees word in 2 kategorieë opgedeel. Weet jy dit? Nee, maar pastoor gaan my nou sê. Jy sien. 6 van die 9 dele van die vrug van die Heilige Gees hou verband met ons gesindheid en ons optrede teenoor ons medemens. Okay. 6 van hulle, naamlik liefde, goedhartigheid, vriendelikheid, geduld, getrouheid en nederigheid. En net 3 kan slegs na onsself verwys word, naamlik die vreugde, die vrede en selfbeheersing. Okay. Ja, dat is interessant. So 3 is van op ons van toepassing. Reg? Vrede kom van my van binne. Dis 'n keuse wat ek moet maak. Vreugde kom van my af. En ook selfbeheersing, ons het nou daaroor gesels. Ja. Selfbeheersing wat jy toegepas het. En die res van daardie 6 is teenoor ons medemens. Wat maak en wat beklemtoon God deur die vrug van die Gees? Ek en jy is nie die senter van alles nie. Maar dit wat ons uitstraal, die beeld, wat het Jesus gekom? En Jesus het daardie beeld uitgestraal. Hy was lief vir mense. Hy het ontferming gedoen. En baie keer kom kinders van God en ons wil hê, maar ons wil nie uitgee nie. En dis waar die vrug gaan. Die vrug word uitgegee na ander mense. Absoluut, pastoor. En dit is waar. Maar wat ek nog kan sê oor goedheid, nee. Goedheid sluit ook vir my in morele reinheid. Dit laat jou wandel en handel met opregtheid en regverdigheid in alle omstandighede. Ja. Dit laat jou ook gunstige dade doen, soos pastoor nou sê. Dit laat jou toe om doelbewus goeie dade vir ander te doen en barmhartig te wees teenoor ander sonder om iets terug te verwag. Ja. Van ander mense af. En ek dink dis 'n ding op wat baie mense baie keer tekort skiet. Baie keer doen ons goed om iets terug te kry. Baie keer doen mense goed om ander te manipuleer dat hulle iets moet doen wat jy eintlik wou gehad het dat hulle moet doen. En baie keer is dit om eer te kry, Henry. Selfs dit, ja. Jy doen iets, nou wil jy opstaan, almal moet sien jy het dit gedoen, hoe goedhartig jy teenoor daardie persoon is. Ja. En dit is vir my verkeerd. En dis ook baie keer wat ek sien vandag en dan asseblief, mense moet my nie verkeerd verstaan nie. Daar is groot behoefte in ons samelewing, maar ek het 'n probleem met kerke wat dan op Sondag kosbaar pakkies uitdeel en aan mense. Dis nie barmhartigheid nie, dis nie goedhartigheid nie. En daarom het ek 'n kleintjie dood en jy weet by ons word glad nie by die gemeente uitgedeel nie en ons gaan in persoon, is daar een persoon wat gaan en by die huise dit gaan aflaai. En waaroor gaan dit is om die selfbeeld van daardie persoon te beskerm. Wanneer ek en jy werklik goedhartig teenoor iemand optree, wat doen ons? Ons beskerm daardie persoon se eer en waardigheid ook in die samelewing en in die publiek. Dit gaan nie oor aansien nie en dit is wat ons baie keer mis. Absoluut, pastoor. En iets wat nou dadelik by my opgekom het toe pastoor het sê ons moet onthou, Jesus het dit ook vir ons geleer. As jy jou eer op aarde ontvang het, dan het jy hom gehad. Dan het jy hom klaar gevang. Jy gaan niks ontvang van die Vader af, maar as jy hierso goed optree en barmhartig is teenoor mense hierso en dit nie doen om shine te vang nie, dan gaan God jou eendag beloon. Ja, en ons mooiste voorbeeld van goedhartigheid is Jesus. Jesus was goedhartig teenoor alle mense. En nou hier kom die ding. Alle mense. En wat doen ons? Ons wil net goedhartig wees teenoor mense wat ons selekteer. Ja. En sê ek gaan goedhartig wees. En ongelukkig,
Dit is 'n groot probleem in die samelewing. Ek kies teenoor wie ek goedhartig wil wees. Jesus het nie gekies nie. Jesus was goedhartig teenoor alle mense. Absoluut. Hy het nie 'n onderskeid gemaak tussen ras, kleur, kultuur, you name it nie. God was goedhartig teenoor alle mense en die grootste daad van goedhartigheid was gesimboliseer aan die kruis met sy sterwe. Pastoor sê nou iets interessant daarso, iets wat mense moet oor gaan nadink. Goedheid of goedhartigheid is nie net hoe jy optree nie. Dit is dit wat jy doen. Dit moet oorgaan in 'n daad in. Ja. En onthou, ons het nou net gesê die 3 groepe of die 2 groepe en dit gaan teenoor ons medemens. Daarom sê die Here, en ons moet baie mooi, hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele verstand, met alles wat in jou is, daaraan gelyke jou naaste. En daardie naaste sluit alle mense in. En dit is wat Jesus op aarde gesimboliseer het. As jy vat die Samaritaanse vrou, hy het goedhartigheid, hy het vriendelikheid teenoor haar geopenbaar. Absoluut. 'n Samaritaan was iemand wat uit die samelewing verwerp was. Hy was soos ons dit sal sê, 'n mengel tussen verskillende rasse gewees. En hy was nie waardig om in daai mense of in die Jode se teenwoordigheid te kom nie. En hier kom Jesus en hy gaan en hy bewys liefde, al hy goed, vriendelikheid en goedhartigheid teenoor haar. Ek het ook een hierso van Lukas 10 vers 25 tot 37 wat ons lees van die barmhartige Samaritaan. Ja. Was my ook 'n mooi voorbeeld, want hy is 'n voorbeeld want hy toon goedheid deur 'n gewonde vreemdeling te help ten spyte van hulle kulturele vyandigheid teenoor mekaar. Ja. Het hy daai keuse gemaak om hom te help en nie net vriendelik te wees nie, maar om ook goedheid te betoon. En nie net dit nie, ten spyte van om homself in gevaar te sit, want inderdaad daai paaie wat hulle gereis het, was vol van rowers en al die gevare. Het hy nog steeds gesê, as ek gesond is, kan ek wegkom, maar ek vat hierdie man nou saam, en eintlik word hy nou vir my 'n las, en hy stel my in 'n groter gevaarzone. Ten spyte van dit, het hy goedheid en guns, wat hy na persoon gaan bewys het. En die mooiste voorbeeld is Jesus Christus homself, ten spyte van sy eie welstand, aan wie het hy gedink? Aan my en jou. So die grootste daad van goedhartigheid, is in die kruis bewys. En het ek en jy daai guns verdien? Absoluut nie. Absoluut nie. Maar nog steeds het die Here dit vir ons gegee. Daarom moet ek en jy daarna strewe om te wil wees soos Jesus en met goedhartigheid op te tree teenoor ander mense. Is dit maklik? Pastoor het my nou iets gesê wat my nou aan iets anders te laat dink het. Gaan nou weer op 'n paar tone trap. Pastoor, in ons samelewing en wat ons nou lewe en die situasie wat ons, kan ek maar sê, ongelukkig sit in ons land met die politieke goeters wat gebeur in ons land, het ek al die neiging gesien as gevolg van mense van kulturele verskille, wil hulle nie aan ander goedheid toon as gevolg van dit nie. Hulle volg glad nie die Samaritaanse voorbeeld wat ek nou gelees het, die barmhartige Samaritaan nie. Baie van ons, of wie ook al, is nie bereid om die barmhartige Samaritaan en as hy daai ander persoon sien sukkel te sê, okay, hierso kan ek jou help nie. As jy hom langs die pad sien met 'n papwiel, dan ry jy verby want jy is kwaad vir hom. Maar mens besef nie die impak wat jy op sy lewe kon gaan maak het nie. En ook so wie andersom. Ja. En dit moet ons besef van Jesus, ek sê altyd, wat so Jesus aan omstandighede gedoen het. Jesus het nie 'n kultuur gehad, hy het nie 'n ras, 'n klas of 'n kulturele. Jesus was goedhartig teenoor die wêreld. Absoluut. Alle rasse. Amen. En dit moet ek en jy besef. Goedhartigheid is die grondslag van alle menslike verhoudings en dit is dikwels die enige ding, dikwels die een ding wat ongesonde verhoudings herstel. Ons was in 'n ongesonde verhouding met God die Vader. Deur Jesus Christus se goedhartigheid aan die kruis het hy ons verhouding met die Vader kom herstel. Absoluut. En dis wat ek en jy moet uitstel. Daar's baie mense in die wêreld wat, ek wil amper sê, 'n konsep van kerke en van Christendom het, en net deur hulle die liefde
En soos jy sê, iets vir hulle te doen, om te bewys wie Christus is, kan jy daai verhouding tussen hom en God die Vader herstel. Absoluut. Pastoor bly nou goed sê wat my in ander skrifte laat dink. Pastoor laat my nou dink aan Jakobus wat ook sê, geloof sonder werke is dood. Dit help nie net ons praat, ons is Christene nie. Ja. Ons gaan nie oor in daad nie. Ware Christene, kom sit nie net Sondag hier in 'n kerkie. Elke dag van die hele week gaan hy uit hulle gemaak 'n verskil in ander mense se lewe en hulle help waar hulle kan help. Ja, nou vat ons Paulus. Paulus is seker vir my van die mooiste voorbeelde. Nou, as jy Ananias onthou, hy is die een wat na Paulus toe gekom het en vir Paulus sy hande op Paulus sy skouers gesit en hom gesê het, Saulus my broer. Onthou, Paulus het Christene vervolg. En nou kom Ananias en hy weet, hierdie man wou my doodmaak. Hierdie man wou my vervolg. En hierdie staan hierdie man wat nou sê hy is 'n bekeerde kind van God. En ek dink dit moes vir die ander Christene wat rondom hom gestaan het. En ek meen, hier kom Paulus, hier staan Paulus, hy het Christene vervolg. En hier kom Ananias en hy sê vir hom, weet jy wat, vrede, kom ons gaan aan. En hy vergewe hom, en hy bewys goedheid en guns. En ek sien dit so mooi, wanneer ek en jy eendag voor die troon van God gaan staan, gaan Jesus kom, en hy gaan sy hand so op jou skouer sit en sê, Vader, goedheid en guns, ek is met hom. En ek dink is die grootste gawe wat jy kan van herstel, wat jy kan ontvang. Amen. Ja, dit is mooi, pastoor. En 'n ander ding is, dit is weer eens, en pastoor het dit al op ander geleenthede genoem, ons Christene self, laat nie ander mense toe wat tot bekering gekom het, en ons betoon nie daai goedheid teenoor hulle, goedhartigheid teenoor hulle. Ons wil altyd daai mense sê, nee, maar kyk wat het jy gedoen. Sy verlede opgryp. Ja. Plaas van om soos Ananias te sê, my broer, jy is welkom, ons is lief vir jou, ons is bly vir jou, Ja, wat ook al. ja. In plaas van om wat is die Afrikaanse woord, judgmental op te tree. Nou, Henry, ek was in 'n gemeente in geduld gewees, né? Pastoor, hulle baie geduld En gehad. daai geduld moes jy regtig daar toepas partykeer, né? En dit is net wat jy sê, hulle het mekaar so geken, hè? Hulle het saam met mekaar groot geword. Hulle het mekaar se ouers geken, na hele geskiedenis, né? En weet jy, as een tot bekering kom, dan sal iemand nou in die gemeente na my toe kom en sê, ken jy werklik daai man? Dan sê ek, weet jy, kan jy nie net die goedheid van God oor hom laat vloei nie. En dis waar, weet jy, dan wil as die verlede uithaal om hom af te kraak, en inteendeel om te sê, my Boeta, weet jy wat, ek is so bly, jy het tot inkeer en bekering gekom, ek is so bly, jy het God gevind, daardie goedheid, wat jy teenoor hom bewys, né, is dieselfde wat Ananias teenoor Paulus bewys het, en wat Paulus gedraai het om die grootste skrywer, né, van die Nuwe Testament te word. Just imagine hierdie gou, nee. Ons moet Jesus se beeld uitlewe. Nou tree hierdie mense nou so op. Imagine nou net, Jesus was so by God gewees. Ken jy werklik hierdie persoon? Het jy gesien wat het hy gedoen? Ons kan dankbaar wees. Jesus tree nie so op teenoor ons nie. Ja. Nee, dat is allemaal verlore gewees, Hendrik. So ons moet dankbaar wees oor daai goedheid, goedhartigheid van Jesus. Nou ek wil net 'n paar stappe wat ons bietjie kan gesels om goedhartigheid in ons lewe te laat groei. Ons kan begin deur te sê, ek besit niks. God is die eienaar van alles wat ek en jy besit. Dit plaas God op sy plek vir jou en in jou lewe. Dit skep by jou 'n gesindheid van verantwoordelikheid teenoor God en die goedhartigheid aan jou medemens. Niks behoort aan ons nie, Hendrik. Absoluut. Ek sê altyd vir mense, dis goedhartigheid en goedheid en guns waarmee die Here my seën. En as God my seën, moet my guns nie hier stop nie. Ja. Ek moet my seëning oordra aan 'n persoon wat in nood is. En weet jy, baie mense kom met goedhartigheid en hulle koppel dit aan geldwaarde of aan iets wat hy vir daai persoon moet gee. Goedhartigheid is om langs 'n persoon wat gebroken is, net te gaan sit en net te luister. En net te hoor, net om daar te wees. En 'n mooi voorbeeld vir my is toe Job en sy vriende daar gesit het. Dit was 'n daad van goedhartigheid. Hulle het 7 dae saam met hom gesit,
sonder om 'n woord te spreek. Ja. Om net vir hom te sê, my Boeta, ons is daar vir jou. En hy man kon gekla het. Ja, hy kon hoor, hy kon. So, eerstens, kom ons vat daardie van, dis myne, en ons plaas dit in God se hand. Wanneer ek seëning ontvang, is dit goedheid en guns, en ek moet dit aan ander uitdeel. Ja, absoluut, pastoor. Ek wil net so laaste ietsie sê, terwyl ek nou hierdie goed gelees het, wil ek net so afsluit met dit aan my kant is, dit klink dalk of goedheid en vriendelikheid dieselfde is, maar daar is 'n verskil tussen die twee vir my. Vriendelikheid is meer emosioneel en toon sagmoedigheid en welwillendheid, terwyl goedheid 'n sterker morele komponent het vir my. Byvoorbeeld, goedheid kan beteken om iemand te konfronteer met die waarheid uit liefde, selfs al is dit ongemaklik. Ja. Terwyl vriendelikheid vir my meer gefokus is op 'n sagte benadering. Ja. En dit is so, Henry, as jy kyk net in die kruisdood, daardie goedheid, en ek wil vir jou sê, dit was nie maklik nie. Ons sien Passion of the Christ en al daai, ek dink nie ons het 'n idee wat die werklike wreedheid aan daardie kruis was nie. En wat het God gedoen? Hy het dit in goedheid kom doen, maar hy kom in 'n sagte liefde na ons toe, om ons hart vir hom te gee. Amen. Ja, dit was nou weer 'n lekker ene gewees vanaand. Ja, Henry, ons het gedink ons gaan vinnig deur dit gaan, maar nou ja. En al wat ek wil vanaand ook by die luisteraars inskerp is, kom ons begin daadwerklik werk aan die vrug wat ek en jy moet uitdra. Dis maklik om te sê ek is 'n kind van God. Ja, Maar as my vrug nie daarvan getuig nie, wat is ek? absoluut. Ek is in valsheid. Ja, dit is so. Mense moet besef, dit beteken ons sê nou nie jy moet môre uitgaan en 'n front voorsit. Nee. Ek sê, en ek glo dis wat pastoor sê, jy moet die keuse maak om na die gees te lewe Ja. en nie na jou vlees nie. Want dit is wat die ware vrug in jou gaan uitbring. Want as jy dit uit jouself uit gaan doen, gaan dit nie hou nie. Dit gaan soos 'n mombakkies wees wat jy opsit. En weer eens, sê ek dit, wanneer ek 'n doopkandidaat het, en ek met hom die kursus deurgegaan het, kyk ek vir 'n paar maande om te sien, is daar die vrug sigbaar? Anders te doop ons net te droos, sonder wat 'n nat sondaar word, en niks gebeur nie. Amen. Dan sê, Hendrie, nou is dit jou beurt om vanaand vir ons af te sluit. Right, nee, ek maak so. Ons gooi hom weer aan die diep kant. Here, weer eens dankie dat ons vanaand bietjie rondom die woord kon gesels het, Here, meer geleer het rondom U en ook die vrug wat U uit ons laat uitstraal wat deur die Gees Ja, in ons bewerkstellig is, Here. Dankie daarvoor. Here, ek wil so vir elkeen bid wat U mag kyk, Here, dat U Gees in hulle harte sal werk, Here. En dat hulle sal besef hierdie goed nie uit hulle self uit gaan kom nie, Here, dat dit nie iets is wat hulle self kan voortbring nie, Here. Ons is maar net die lote. Ons moet in U ingeplant wees. Amen. Ons moet in U gewortel wees, in U gevestig wees, Here, want deur U gaan hierdie vrug na vore kom, Here. En ek wil bid dat U Gees elkeen sal lei, Here, en hulle sal bekragtig om eerder die Gees te kies as die vlees in hulle lewens wandel, Here. En dat U met elkeen sal werk wat U sal kyk, Here, en ook dat hulle elkeen 'n begeerte sal hê om meer en meer soos U te sal wil wees, Here. En dat hulle sal besef, U is ons perfekte voorbeeld wat ons moet navolg, Here. En dan wil ek net kom en vir U dankie sê vir al die liefde en die genade wat U ons getoon het, Here, aan die kruis, sodat ons die Heilige Gees kan ontvang, Here, want sonder Hom sou ons ook nie kon geestelik gegroei het nie, Here, en al die lof en eer en aanbidding kom vanaand U toe. En ek bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. 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 Dan sê Hendrie, dan sien ons mekaar weer volgende week. Alright, Selfe pastoor. tyd, selfe plek. Seënde week. Selfe